Ons is in die begin van 'n nuwe week en wat 'n voorreg om vir jou vanmôre baie welkom te sê by Uit die Woord Digitaal se nuwe reeks. Ek is Dominee Adrian Swart en mag vanmôre se boodskap en elke boodskap hierdie week vir jou tot baie groot seën wees. Ons begin vandag met 'n nuwe tema: Jesus, my Here. En by deel 1 staan ons stil by die tema Jesus, Here van my hart. Ons skriflesing kom uit die woord van die Here uit Spreuke 4 vers 23. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Dit is maklik om te sê dat Jesus ons verlosser is, maar die Bybel roep ons ook op om hom as Here te erken. Jesus moet jou Here wees. Jesus wil nie net deel van ons lewe wees nie. Hy eis ons hele lewe op. Dit begin by die hart, want die hart is die beheerkamer van ons lewe. Dit is waar ons begeertes, liefde, vrese en besluite gevorm word. Ons staan vandag stil by 3 hoofpunte vanuit hierdie teks. En die eerste hoofpunt is die volgende: jou hart behoort aan Jesus. Ons dink soms dat ons harte aan onsself behoort en dat ons self kan besluit wie of wat daarin die belangrikste plek inneem. Maar wanneer Jesus Christus ons verlos, koop hy nie net 'n klein deeltjie van ons lewe nie. Hy maak ons geheel en al sy eiendom. Daarom dat Paulus skryf in 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20, julle behoort nie aan julle self nie, want julle is duur gekoop. Jesus het die hoogste prys vir ons betaal, sy eie bloed. Daarom behoort ons gedagtes, begeertes, liefde en ons hele lewe aan hom alleen. Jesus wil nie maar bloot net 'n besoeker in jou lewe of in jou hart wees nie. Hy is die Here en Koning wat die ereplek moet inneem. Ons tweede punt vir vandag: Jesus reinig jou hart. Ons harte is nie van nature skoon en rein nie. Jesus sê in Markus 7 vers 21 dat verkeerde gedagtes en sondige begeertes uit die hart van die mens voortkom. Ons grootste probleem is dus nie net wat rondom ons gebeur nie, maar wat ook binne in ons lewe. Ons kan nie ons eie harte volkome skoonmaak of reinig nie. Daarom het Dawid gebid: skep vir my 'n rein hart, o God. Psalm 51 vers 12. Net die Here kan 'n sondige hart nuut maak. Wanneer ons sondes bely, vergewe Christus ons en reinig hy ons deur sy bloed. Hy verander 'n harde hart in 'n hart wat hom liefhet, na sy woord luister en begeer om hom elke dag te gehoorsaam. Ons derde punt vir vandag: Jesus moet oor jou hart regeer. As Jesus die Here van jou hart is, beïnvloed dit alles. Hy bepaal wat jy liefhet, waarna jy verlang en hoe jy lewe. Ons kan nie sê dat Jesus ons Here is, terwyl ons doelbewus aan bitterheid, hoogmoed, jaloesie of geheime sondes vashou nie. Om Jesus as Here van jou hart te erken, beteken dat jy elke dag vra: Here, wat wil U hê moet ek doen? Wat in my hart behaag U nie? Wat moet ek vandag aan U oorgee? Kolossense 3 vers 15 sê: en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers. Jesus, broeder en suster, wil nie net op Sondag oor ons regeer nie, maar elke dag, in elke verhouding en in elke besluit. Wie regeer vandag oor jou hart?
Is dit jou eie begeertes, ander mense se menings, jou vrese of jou seerkry? Of is Jesus werklik die Here van jou hart? Gee vandag weer jou hart volledig aan hom oor deur die kragtige werk van die Heilige Gees. En bid vandag: Here Jesus, my hart behoort aan U. Reinig my van alles wat U bedroef. Neem die hoogste plek in my lewe in en regeer oor elke begeerte, elke gedagte en elke besluit. Wees nie net my verlosser nie, maar ook die Here van my hart. Kom ons bid saam. Dankie Vader vir 'n nuwe dag uit U hand en vir die voorreg om hierdie nuwe week in U naam te begin. Dankie vir U woord wat kosbaar is en vir hierdie boodskap vandag uit U woord. Laat ons hierdie boodskap ons eie maak en waarlik Jesus Christus die Here van ons harte maak. Dankie vir U liefde en genade. Seën ons in hierdie dag en vul ons harte met U vrede. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n geseënde dag.